Goeiemôre almal en hartlik welkom by die eerste uitsending van Tipsy on Style. Vandag het ons 'n baie spesiale gas, al die pad van Randburg af. Sy gaan hierdie konsultasie elektronies bywoon, omrede sy in Randburg is en ons is in die mooie Kaap. Sy het vir my so 'n paar weke terug gekontak om vir haar 'n styleskrip te doen vir haar matriekafskeid. Ja, sy is 'n matrikulant. Sy is 17 jaar oud en gaan binnekort haar eindeksamen skryf. Oh, exciting! Haar naam is Grietjie en sy is tans met pouse. So die tyd wat sy beskikbaar het vir hierdie sessie is baie beperk. Ek gaan maar soveel as moontlik probeer om hierdie les of konsultasie in 'n nederdop vas te vat. Ek het haar toestemming dat hierdie episode maar uitgesaai kan word vir julle genot, ons kykers, ons luisteraars. So, ons wag net gou vir Grietjie om in te skakel. Grietjie, is jy daar? Ja! Woehoe! Hallo Karen! Hallo aan al die kykers! Môre Grietjie, hoe gaan dit met jou? Dit gaan oukei. Ek is maar besig met skool en hersiening vir die eksamens. Bleh. Ja nee, ek kan indink, hè? Maar ek kry nou nog komplimente oor hoe ongelooflik stunning ek gelyk het by die matriekafskeid. Alles te dink aan jou. Ek is baie bly om te hoor. Dit maak my hart baie bly, maar dit is waarvoor ek hier is, om vir jou en vir julle te help om 'n beter weergawe van julleself te wees, né? Reg, Gietjie? Jy het vir my gesê jy is met pouse, so ek gaan nou hardloop met jou. Jy moet nou dit onthou, jy kan na die tyd weer na hierdie video gaan kyk en asseblief vra as jy het. Okay, dankie. So, die basis waaroor vandag se les handel is kleur. Styl kan nie styl wees sonder kleur nie. Kleur vorm die basis van styl. Nou, as ons teruggaan in die geskiedenis van kleur, was daar baie skole wat gehandel het oor kleur. Die myn konyn van al hierdie skole was Johannes Itten. Hy was 'n dosent by die Bauhaus Kunstskool. Hulle was die 1900s gebaseer in Duitsland gewees. Tydens die uitbreek van die oorlog met Hitler, hulle vlug na Hollywood toe. Oh, Hollywood! Oh, wow! Everybody goes to Hollywood! Woohoo, Madonna! Grietjie, jy laat my lag. Wat Itten gedoen het, sy benadering tot alles, was hy het sy studente geneem en vir hulle uitgestuur na die veld toe en gesê byvoorbeeld, gaan verf vir my daai berg. En wat baie interessant is, wat hier uitgekom het, is dat die studente het die skilderye geverf op grond van hul eie kleurpalet. Nou, Itten het mense in seisonale groepe ingedeel. Wat hierdie studente geskilder het of geteken het, dit het neergekom dat dit in hierdie 4 seisonale groepe inverdeel kon word. En hierdie seisoene is winter, lente, somer en herfs. Ooh, so ek is 'n somer, want ek is in die somer gebore. Nee, Grietjie, nee, dit werk nie so nie. Hierdie is 'n hele ander ballgame. Jy sal nog sien. Jy is nie 'n somer nie. Nee. Oh, wag. Ek onthou nou net, ek het iets in my styleskrip gesien van 'n lente. Ja, presies. Jy is 'n lente en dit is waarvoor die styleskrip daar is.
Laat ek vir jou hierdie seisonale groepe beter verduidelik. Dit is in jou staalskrip, maar ek weet ook jy het eintlik meer gefokus op die deel waar ek vir jou voorgestel het watter kleure werk die beste by jou, sodat jy die mooiste en vleiendste kan lyk vir jou matriekafskeid, watter uitrusting die beste by jou sal pas, asook bykomstighede, hare, genering en so meer. Ek beter dit mooi gaan bestudeer, sodra ek klaar is met die eksamens. Ek wil net hierdie eksamens deurkom, sodat ek 'n event planner kan word en ontslaa raak van hierdie boring, eentonige skoolklere. Ja, ek besef jy het nie genoeg tyd nie. Ek besef dit, die matriekafskeid is verby. Fokus nou eers op jou eksamens sodat jy kan deurkom. En dan, wanneer jy die werkswêreld betree, dan swat jy daai staalskrip en jy kyk daarna en jy sien hoe hierdie kleure en die regte uitrustings alles vir jou gaan transformeer om beter te kan wees. Dan dra jy nie meer hierdie skoolklere nie, né? Dan is jy in die grootmenswêreld en jy moet jouself bewys. Jy moet selfvertroue uitstraal. Onthou jy wat ons gesê het? Ja, sodat jy die beste weergawe van jouself kan wees en dat daar balans en harmonie kan wees. Yes, ek sal dit in die middel van die nag vir jou kan opnoem. Balans en harmonie. Ek is baie bly, want as daar al is wat jy onthou van hierdie styleskrip, is dit balans en harmonie. Kom ons kom aan die gang, jou pause is seker oor etlike minute verby, so let's get running with this. Kom ek wys vir jou 'n paar voorbeelde van prentjies, want dit is hoe ons makliker aan julle kan verduidelik wat hierdie 4 seisoene behels. Kom ons begin met die winters. As 'n mens aan winters dink, dan dink 'n mens aan 'n Picasso skildery. Picasso het swart charcoal gebruik op wit agtergrond met helder kleurspatsels tussenin. Dit trek sommer dadelik die aandag. Dit is treffend. Daar is ook baie kontras. Dit is baie sterk en daar is energie vasgevang. Die kleure en die patrone is dramaties. Nes Kylie Jenner. Sy kan hoeka so dramaties word in Keeping Up with the Kardashians. En die kleur is blou gebaseerd. Dit is koud. Die volgende seisoen is lente. Dink aan 'n David Hockney skildery. Kan jy mooi sien, Grietjie? Jep, Dit lyk soos kinderprentjies. Dit is vrolik, dit is prettig, dit is lewendig en speels, vol energie, dit bars van energie. Dit het hoë kontraskleure wat aanskoulik is, straal vreugde en positiwiteit uit. Cameron Diaz uitgeknip. Ek hoor sommer al haar uitbundige skaterlag. Nogals nes ek. Net so, ja, jy is reg, Grietjie, nes Cameron Diaz. So die kleure is helder en opgewek. Die kleure is geel gebaseerd en dit is warm. Dit is ons lenteseisoene. Ek sien. Volgende seisoen, dit is ons somers. Dink aan 'n Engelse waterverf skildery. Dit is sag, subtiel met gedempte kleure. Daar's 'n lae kontras met sagte oorgange tussen die kleure. Die kleure is rokerig, roserig en dit is sag. En die kleure overall grys gebaseer. Dit is ook koud, nes die winters. Maak dit sin? Ja, daai prentjie pas mooi by Reese Witherspoon. Right. Volgende seisoen. Laaste maar beslis nie die minste nie. Dis ons herfse.
Dink aan 'n Van Gogh skildery, kan jy mooi sien? Dink dadelik ryk aardse kleure, vol diep emosie. Daar is 'n tipe van 'n gefestigde natuurlike elegansie. Jessica Alba het nogal so 'n tipe natuurlike elegansie aura aan haar. En die kleure hier is dieper en sterker en donkerder. Oker gebaseerd. Dit is warm. So daar het ons die 4 seisoene. En nou wil ek gou vir jou net 'n praktiese verduideliking gee van hoe hierdie kleure werk. Ek self gaan nou die model hier wees sodat jy kan sien die impak wat kleur op my het. En dan moet jy kyk of jy dalk kan raai watter seisoen ek is. Ooh, maar ek is dan nog so nuut met hierdie goeie. Hoe gaan ek dan nou kan raai? Dis reg, kindjie, ek verstaan heeltemal. Moenie bekommerd wees nie, ek is hier om vir jou te leer. Jy kan enige tyd uitreik na my toe en dit is wat so amazing is van hierdie hele proses. Dit is 'n leerproses. Mens moenie stagneer nie. As jy vra het, skiet met 'n vraag, reg? En julle luisteraars ook. Julle kan enige tyd vir my 'n vraag stuur. Ek is hier om te help. So ons het begin met die winterseisoen. Nou kom ek sit gou hierdie skaalfie aan. Ons kyk nou na die kleur, reg? Hierdie is blou. En dan sit hom. Kyk jy hoe hy lyk. Hy's blou. Hierdie is die winters koelkleure. Dis 'n mooi blou. Volgende het ons die lentes. Happy chappies. That's me. Sy kleur is geel gebaseerd. Ek hoop nou net die kleur kom mooi uit aan jou kant. Ons lig hier is so bietjie nie heeltemal wat dit moet wees nie, maar ons werk maar met wat ons het. Helder kleure, warm. Ek kan mooi sien hoe helder dit is. Warm en nie koud soos die winter nie. Yes. En dan het ons die somerseisoen. Sy kleure is grys gebaseer. Ons kyk dan net na die kleure. Hy is koud. Vel, haarkleur, oogkleur. Dit lyk nogals mooi. Somergrys. En dan laaste het ons herfs. Drumroll! Laaste seisoen. Nou sal ek mooi moet besluit. Wag, kyk. Kyk. Sy kleure is oker gebaseerd. Warm, earthy, warm, rich tones. Wow, wee! Kyk net hoe mooi lyk dit by jou, Karen. Ek sou sê jy is 'n herfs. Sien jy nou? Hoe val alles saam? Sjoe, dis amazing. Dit is amazing. Dit is amazing, ek weet. So, ek is reg. Net so, 10 uit 10 vir jou. En jy het nog nie eens eindeksamen geskryf nie. Nou, om mee af te sluit, Iten het gesê dat 'n mens 'n normale doodgewone vrou kan vat en as jy vir haar reg inkleur. Ek verwys nou na klere, haarkleur, grimering, styl. Wanneer al hierdie 4 elemente saamsmelt, is daar harmonie. En 'n harmonie van kleure bring 'n mens se natuurlike skoonheid na vore. Dit maak sin. En dan die resultaat, hierdie gewone vrou word dan omtower in 'n superster. Kan ek vir jou 'n voorbeeld gee hiervan? Ooh, ja, asseblief. Kom, ek wys gou vir jou 'n foto. Hierdie was een van die gewone vroue. Sy is omtower in 'n superster. Haar naam was Norma Jean Baker.
Kan jy raai wie hierdie is? Nee jong, dit lei nie 'n klokkie nie. Kom ek wys vir jou. Marilyn Monroe! Ja, net so. Onze Marilyn Monroe. So Grietjie, Daar gaan die pauseklok. Laat ek terugkom by die klas. ek is bly as jy dit net gemaak. Ek is ook nou aan die einde van my konsultasie met jou. Dit is die krag van kleur. Sjoe, nou kan ek nie wag om meer van kleur te leer nie. Grietjie, in 'n volgende konsultasie sal ek verder hierdie goed met jou behandel. En dan hoop ek julle kykers en luisteraars kan weer genooi word om in te skakel en saam met ons op hierdie reis te gaan van hoe 'n mens jou beste weergawe van jouself kan wees en ten einde selfvertroue kan straal. Totsiens Grietjie en baie sterkte met jou eindeksamen. Onthou leer hard. Moenie nou dink aan eventplanning nie, dit kom nog. Ja. En onthou, lees al jou vrae stadig deur. Think before you ink. Bye. Mooi. Dis sy. Ek hoop julle het hierdie eerste episode geniet. Daar gaan nog kom. En asseblief as julle enige vrae of terugvoer het vir my, stuur vir my inbox boodskap. Ek sal terugkom. En laat weet indien daar enige inhoud is wat julle sal wil hê ek moet behandel. Ek doen dit met graagte en met liefde. Tot volgende keer. Totsiens.